Toe ek net die storm kon sien, het U reeds die pad voorberei. Toe ek net my tekort kon tel, het U reeds genoeg voorsien. Met my hande leeg en klein, met my twyfel, met my pyn, nooi U my om nader te kom en alles in U hand te los. Want U sien meer as wat ek ooit kan sien. U roep my uit om in geloof te leef. In U hande word die gewone buitengewoon. In U hande word my swakheid nuwe hoop. Ek gee alles dit min in my oor. Want die grootste wonderwerk is wanneer U deur my begin leef. 5 klein brode, 2 visies net. Vir mense was dit nooit genoeg, maar U het geneem, U het gedank, U het gebreek en U het gegee. Nou sien ek weer dat oorvloed groei wanneer my lewe in U hande bly. Ek hoef nie alles self te verstaan, ek volg net Jesus, stap in geloof. In U hande word die gewone buitengewoon. In U hande word my swakheid nuwe hoop. Ek gee alles dit min in my oor. Want die grootste wonderwerk is wanneer U deur my begin leef. Ek bring my hart, ek bring my hande, ek bring my lewe voor U neer. Gebruik my Here, lei my Vader, laat U liefde deur my vloei. Ek sien mense soos U hulle sien, ek dien ander soos U my dien. Ek gee alles, want alles behoort aan U alleen. In U hande word die gewone buitengewoon. In U hande word my swakheid nuwe hoop. Ek gee alles dit min in my oor. Want die grootste wonderwerk is dat Jesus gewone mense gebruik om buitengewone dinge te doen. My hande weer, laat die hande die liefde deur my leef. Van die grootste wonderwerk is nie wat ek doen nie, maar dat U deur my werk. Here,
dankie dat ons by die bron van liefde kan leef. Want U het ons eerste lief gehad. U het ons vergeef. En U ken elkeen van ons. En U ken elkeen van ons se karakters. Kom vanaand en vorm ons. En wys vir ons iets van ons eie identiteit. Amen. So ek dink julle is almal baie familier met hierdie fliek. En verseker ook met hierdie lied. Maar dan wil ek jou vanaand uitnooi, om volgende keer as jy hierdie lied hoor, wil ek hê jy met jou oë vir daai oomblik toemaak. En dan wil ek hê jy moet vir jouself en jou geestesoog sien, hoe Jesus voor jou staan, en op sy knieë afsak voor jou, jou hande vashou, en in jou oë kyk, en hy sê dan vir jou, you with the sad eyes, don't be discouraged. Oh, I realize it's hard to take courage. In a world full of people, you can lose sight of it all. And the darkness inside you can make you feel so small. But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that is why I love you. So don't be afraid to let them show. Your true colors are beautiful like a rainbow. Julle, hoe ongelooflik mooi is daai woorde. En dit is presies wat Jesus vir ons kom doen. Dit is hoekom ons op hierdie ontdekkingsreis is van julle gawes, om jouself, om jou kleur te vind. Erik het laasweek so mooi met ons kom praat en hierdie reeks afgeskop. En hy het vir ons vertel van hierdie maskers wat ons dra elke dag, sodat die wêreld ons net kan aanvaar. Maar dan sê hy, haal die masker af en wys vir die wêreld wie jy is en wie God jou gemaak het. Jesus het self vir ons gekom en vir ons hierdie gawes kom gee voordat hy opgevaar het hemel toe. En ons lees daarvan in Efesiërs 4 vanaf vers 11 sê dit, en dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Hy het dit self vir ons kom gee. Elkeen van ons wat hier sit, het 'n bietjie van elkeen in ons. En dan kry jy een of twee wat sterker uitstaan as die ander een. Hy sê jy kry die gawe van 'n apostel. Dis die mense wat gestuur is, jy word uitgestuur, jy gaan bou grond, jy gaan bou brûe, jy gaan uit. En dan kry ons die profete. Hulle spreek God se hart. Hulle bring vir ons rigting en bou visie. Dan kry ons die evangeliste. Hulle deel vir ons die goeie nuus wat Jesus vir ons gebring het. Hulle bring nuwe mense na Jesus toe. En dan kry ons die herders wat mense raak sien, versorg en lei met liefde. En laaste gee hy die gawe van 'n leraar. Dis die ouens wat kom en al die goed wat ons nie kan verstaan nie, vir ons verduidelik. Ouens wat lief is om in God se woord in te gaan en gaan delf en te gaan soek na elke ding en dit vir ons te kom verduidelik. En daarom nooi ek jou vir die volgende paar weke om saam met ons op hierdie ontdekkingsreis te gaan. En dat elkeen in sy hart na homself gaan kyk en probeer identifiseer, waar pas jy in hierdie wêreld? Waar pas jy in God se koninkryk in? Sodat jy kan gaan in God se koninkryk sigbaar kan maak vir die wêreld, dat jy jou ware klere vir die wêreld daar buite kan gaan wys.
Wanneer jy die gawe ontvang, julle is dit nie soos 'n naambadge wat jy kry 'n bordjie en dan is dit, "Hi dude, ek is 'n herder, ek is 'n apostel." Nee, dis nie dit werk nie. Jesus het nie geloop en sê, "Hey, ek is Jesus, ek gaan jou save nie." Nee. Hulle het dit geweet deur dit wat hulle gesien het en net so is dit met ons. Jy identifiseer nie die reënboog aan sy naam nie, jy identifiseer die reënboog deur al die kleure wat hierdie koepel in die hemel vorm. En dan besef jy met hierdie ongelooflike asemrowende beeld voor jou, dis 'n reënboog, dis iets pragtigs. So dit is wanneer jy dit werklik uitleef, dat jy daai kleure leef, wanneer die wêreld dit sien en nie jy sigbaar word nie, maar dat Christus deur jou sigbaar word vir die wêreld daar buite. Ek gaan vir julle nou nog 'n videoklip wys en ek wil hê jy moet regtig mooi daarna kyk. Daar's regtig iets hierin wat ek hoop en ek weet gaan jou lewe verander. So kyk daarna en dan gaan ons lekker hierna daaroor gesels. I'm not cutting, I'm just asking. Let me tell you something, all right? We have been sitting around here for over an hour, and when I look around, all I see are people shooting the bull and drinking coffee. How can I help you? Oh, he was first. No, you go ahead. I think I want to hear this. Me too. You're right. Excuse me? You're right? How'd those words taste coming out of your mouth? Like vinegar. Who is that, SJ? Big Mike. He goes to high school here. What is he wearing? It's below freezing. Do you have any place to stay tonight? Don't you dare lie to me. Was this a bad idea? What's the big deal? It's just for one night. It is just for one night, right, Leanne? Tell me just one thing I should know about you. I don't like to be called Big Mike. Leanne, is this another one of your charities? We need to find out more about his past. He's been enrolled in 7 different institutions. His grade point average begins with 0. He needs to do better in school. I'd love to work with him. This is mine? Yes, sir. Never had one before. What, a room to yourself? A bed. Michael's grades have improved enough that he can go out for spring football. How's he doing? Haven't quite gotten the hang of it yet. It's all real nice what you're doing, but don't be surprised if one day you wake up and he gone. I heard you got you a new mama now. She fine, too. Michael was here. Tell him to sleep with one eye open. You threatened my son. You threatened me. Sandra Bullock. We're in the middle of practice, Leanne. You can thank me later. This team is your family, Michael. You have to protect them. Tony here's your quarterback. You protect his blind side. When you look at him, you think of me. Yes, ma'am. SJ, you're going to want to get this. Mike's the best left tackle I've seen in years. You're changing that boy's life. No, he's changing mine. The Blind Side. I said you could thank me later. It's later, Bert. Toch gekyk het, gaan kyk dit weer. Die wat dit tog nie gekyk het nie, gaan kyk dit. Maar ek wil hê wanneer jy dit gaan kyk, dink terug aan vanaand se boodskap. En kyk die fliek uit vanaand se boodskap se oogpunt. Want soos ek vir gesê het in die begin van hierdie erediens, dit gaan jou lewe totaal en al verander. So julle hierdie verhaal gebaseer op 'n ware verhaal gaan oor hierdie seun wat verwerp is in die lewe nog voordat hy in die lewe ingekom het. Sy omstandighede was haaglik. Niemand wou niks met hom te doen gehad het nie, totdat 'n gesin gekom het, hom ingeneem het en sy lewe verander het. Wat sy menswaardigheid herstel het. Hierdie verhaal gaan oor ou Michael Oher. Nou, hy is gebore in 1986 op die 28ste Mei. Vir die van julle wat nie weet nie, dit is wat ons so excellent maak.
Ek is 'n jaar voor dit gebore, ook op die 28ste Mei 1985. Dit maak hom amazing. Maar, hier is die verskil. Hy is gebore in 'n wêreld waar sy ma dwelmverslaafde is, sy ma prostituut is. Nie geweet wie sy pa is nie. Soos ons gesê het, verwerp uit die samelewing uit. En soos julle weet, as dit jou omstandighede is, kan jy net dink, waarna toe beweeg jy in die lewe? Wat doen jy als? Dan begin jy al die verkeerde keuses maak. Jy bly boelie, jy raak regtig nie iets wat iemand van hou nie. En dis presies wat hy gedoen het, totdat hierdie gesin in sy lewe ingekom het. Hierdie gesin het hom ingeneem, hulle het vir hom 'n huis gegee, hulle het vir hom 'n familie gegee. Maar, hulle het vir hom sy menswaardigheid teruggegee. En dan ontdek hy hierdie talent van hom, wat hy 'n American football player is. En hy word nog steeds in vandag se tyd van sê, hierdie is nie ver terug in geskiedenis nie. Ek staan nie hier en ek is oud as Paul Creer nie. Ek lyk dalk so oud, maar ek is nie. So dit is iets wat relevant is tot ons in vandag se tyd. So hy het hierdie talent ontdek. Hy het vir 8 seisoene NFL gespeel. In 2013 toe speel hy vir die span wat die Super Bowl wen. Hy het 'n beurs gekry op universiteit. Van iemand wat niks was nie, na iemand wat weet wie hy is en sy identiteit ontvang het. En sy plek in die wêreld gevind het. Nou as julle na dit kyk en julle het al hierdie inligting in julle agterkop, kan julle vir my sê na watse gawe ons vanaand gaan kyk? Wil enige iemand wat wil raai? Tannie Iwani. 'n herder. Dis presies waarna ons gaan kyk. En was Michael die herder? Nee. So vir my, in hierdie verhaal in hierdie fliek, in 2009 het hulle hierdie fliek gemaak, hulle het 'n boek oor hierdie ou geskryf, oor die groot die impak in sy lewe was, en die verskil wat hy gemaak het, en die wêreld, maar meer as dit die verskil, wat Leanne Toohey in sy lewe kom maak het. Leanne Toohey is 'n baie suksesvolle besigheidsvrou. Sy is 'n binnehuise versierder. Sy is getroud met Sean, baie suksesvolle besigheidsman. Hulle het saam 2 kinders. Maar die mooi van hulle is nie hulle rykdom en roem nie. Die mooi is dat hierdie 2 mense hulle lewe spandeer om mense wat verlore is, wat nie menswaardigheid het nie, te vat, in te neem en hulle te help om hulle self weer te ontdek. Wat is mooier as dit? Wat spreek meer as 'n herder as dit? In hierdie fliek is daar 5 karaktereienskappe wat baie sterk uitkom van Leanne. En die eerste een is, sy het iemand raak gesien. Hulle ry in hulle straat af op pad huis toe in 2002. Langs die pad loop 'n hawelose seun, kortbroek, kort hemp, dis yskoud, dit reën. Hulle ry in hulle fancy BMW. Nou wat kan hulle doen? Net aan 'n ry. Waarin ons as ons by die roebord kom en die ou staan daar met sy bordjie. Jy kan nie vinnig genoeg daai knoppie trek dat hierdie venster opkom nie, moet my net nie raak sien nie. Waarin sy? Sy van man, stop. Sy klim uit en sy loop na hom toe. En sy vra vir hom, het jy plek om heen te gaan? En hy sê eers vir ja. En sy sê vir hom, don't you lie to me. En dan skaam sy, nee, en sy sê vir hom, klim in die kar. En sy vat hom huis toe. Want sy het nie sy probleme raak gesien nie. Sy het nie na hom gekyk as 'n krimineel,
'n ou wat dwelms doen, 'n ou wat nie in die samelewing hoort nie. Leanne het na hom gekyk en sy het 'n mens gesien. 'n herder sien die mens raak voordat hy die probleme raak sien. Die tweede karaktereienskap wat baie mooi uitgekom het is, sy het vir hom 'n veilige plek geskep. Hulle het by die huis gekom, sy het vir hom 'n bed gemaak. Dit kon vir een aand gewees het en die volgende oggend kon hy gegaan het. Maar hulle neem hom in, hulle aanvaar hom, hulle gee vir hom 'n plek waar hy kan rus, en waar hy weer sy eie menswese, sy eie identiteit kon ontdek. Die derde karaktereienskap van Leanne wat baie mooi is, sy het hom beskerm. Julle het die ou ouens gekry wat aan sy kant toe kom. Julle het in die voorprent gesien waar sy gaan hom te soek want sy weet nie waar hy is nie. Hierdie slegte ouens probeer 'n storieetjie maak of iets en dan sê sy vir hom, I will protect him. Nee, sy kom soos 'n bull terrier aan om hierdie ou te beskerm. So sy het vir hom 'n veilige plek geskep en sy het hom beskerm met alles in haar vermoë. Die vierde karaktereienskap van haar wat uitkom is, sy het sy potensiaal raak gesien. Toe sy hom gekyk het sy nie gekyk na hierdie seun wat sleg is, wat verkeerde dinge doen, wat goed is vir niks nie. Sy het 'n mens raak gesien, 'n mens met potensiaal, 'n mens wat in die samelewing hoort. Sy het hom gehelp om sy talent te ontdek en toe het sy gehelp om dit te ontwikkel. Sy het hom raak gesien en weet wat hy kan wees nog voordat hy dit self besef het en self in sy eie lewe raak gesien het. En die laaste ding is, sy het saam met hom gestap. Van die dag wat sy hom opgetel het sy hom nooit alleen gelaat nie. Sy is by sy kant, sy het hom geondersteun. Sy het sy vrae beantwoord, sy het hom geluister, sy het hom vertroos. Hy het nie die pad alleen gestap nie. Sy kon baie maklik vir hom gesê die volgende oggend, okay, chom, ek hoop jy het lekker geslaap, hier is vir 'n toebroodjie en 'n baadjie, baie sterkte vir die toekoms. Maar nee. Leanne vat hom in en sy gee vir hom 'n lewe. Nou julle, toe ek weer hierdie fliek gekyk het, toe sit ek so en dink en ek besef vir myself, maar hierdie is soveel karaktereienskappe wat ons keer op keer in die Bybel raak lees. En toe begin ek vir myself vra, maar wat is die identiteit van hierdie eienskappe wat ons hoor? En die antwoord waarop ek uitgekom het was eenvoudig, dis die eienskappe van 'n herder, 'n goeie herder. En die beste voorbeeld van 'n goeie herder is ons verlosser Jesus Christus. Nou kom ons kyk wat sê die woord vir ons oor 'n herder. En ek het na 5 eienskappe gaan kyk, 5 voorbeelde van wat 'n herder in die Bybel is. Wat Jesus was. Die eerste eienskap wat ons gekry het is, 'n herder sien mense raak. Nou in Lukas 19 lees ons die verhaal van Saggeus. Jesus het eendag daar aangekom in sy dorp, hy het gestap en daar was 'n groot skare mense. En almal wou 'n bietjie van Jesus gehad het, almal wou hom gesien het. En Saggeus was so 'n klein ouetjie, maar omdat hy klein was, was hy stout. Want hoekom? Hy was anders geweest, mense het op een kant gestoot. Maar hy wou so graag net vir Jesus sien. En hy het in die boom geklim en hy kon vir Jesus sien. En dan gebeur die volgende. Jesus is tussen hierdie groot skare mense. Jesus sien nie die skare nie. Jesus sien dadelik vir Saggeus. En hy sê vir hom, Saggeus, kom uit die boom uit. Kom na my toe, ek gaan saam jou na jou huis toe vandag.
Jesus het geweet hy's 'n tollenaar en 'n sondaar, maar wat het hy gedoen? Hy het vir hom gesê, klim uit die boom uit, want hy gee nie om nou oor al hierdie mense wat om hom is nie, ek gee om oor jou. En hy sien nie net sy gesig nie, hy roep hom op sy naam, hy ken hom op sy naam. Hy weet reeds hoe lyk sy hart, hy weet reeds wat is sy behoeftes. Daarom sê hy vir hom, ek wil tuis gaan in jou huis. So 'n herder sien nie die skare nie hulle. 'n Herder sien mense. Die tweede karaktereienskap wat ek kon vind in die Bybel van 'n herder is, 'n herder skep 'n veilige plek. In 'n baie mooi gedeelte wat ons dit sien is in Markus 2 vanaf vers 13. Dit is waar Jesus vir Levi genooi het om hom te volg. En Levi is so bly en dankbaar en hy sê vir hom, Jesus, kom na my toe en kom eet by my. En Jesus gaan en hy gaan eet toe by hom. En Levi se huis is gevul met tollenaars en sondaars. Nou wat is skielik die mense om hom se reaksie? Hulle vra dadelik vir Jesus, waarom eet jy saam met sondaars en tollenaars? Wat antwoord Jesus? Hy vra vir hulle 'n eenvoudige vraag. Het gesonde mense 'n dokter nodig? Maar siek mense? So wat het Jesus gedoen? Hy het in die mense se huis ingegaan, wat uitgewerk is uit die samelewing uit. En hy het dit vir hulle veilig gemaak. Veilige plek geskep. En sê, by my is julle altyd welkom. Die derde eienskap van 'n herder is 'n herder beskerm. Nou die van julle wat nog op hoërskool is hier by Pretoria Noord, ons het hierdie week 'n ongelooflike Lewe Christus week gehad. En Willem het ook na hierdie verhaal verwys in Johannes. En dit is die vrou wat hulle gebring het na Jesus toe en neergegooi het op die grond, omdat sy 'n prostituut was en sy was gevang in die daad. En hulle bring haar na Jesus toe, gooi haar daar neer, sodat sy haar menswaardigheid kan verloor, dat hulle haar met klippe kan doodgooi, maar ook om Jesus te toets, om te kyk hoe gaan hy optree in hierdie omstandighede, want dit is verkeerd, sy het gesondig. Hierdie vrou lê daar op die grond stikkend. Maar wat sien Jesus? Jesus sit daar nie en kyk en dink dis 'n prostituut wat hier lê nie. Jesus sien die vrou raak. Hy sien die dogter in haar raak. Hy sien die mens in haar raak. Dan sak hy af op sy knieë, hy skryf op die grond, en dan sê hy, dat die een van julle wat nie sonde het nie, die eerste klip optel en gooi. En dan gebeur die volgende. Een vir een van hulle draai om en loop weg. Want die enigste persoon wat daar was, wat sonder sonde was, is Jesus. En Jesus sê vir haar, hy is nie skaam vir haar nie, hy vergewe haar. Hy verwyd haar nie. Hy sê vir haar, staan op en gaan sondig nie meer nie. Jesus beskerm haar, al weet hy wat het sy gedoen. Maar hy beskerm haar menswaardigheid en hy herstel haar menswaardigheid in die samelewing. Die vierde eienskap wat ek kon kry is 'n herder sien potensiaal. En so 'n mooi voorbeeld van waar Jesus potensiaal raak gesien het, is die gedeelte in Markus. Jesus loop langs die see. En dan kom hy op Simon en sy broer af.
En hy sê, volg my. En eentjie verder, kry hy vir Johannes en Jakobus. Hierdie 4 ouens is gewone vissermanne. Vissermanne was niks liks in daai tyd nie, hulle. Dink ook nie vandag nie, hulle stink 'n bietjie. Ons as mense sien hulle as gewone vissermanne. Mense wat lae inkomste verdien. Ons is baie dankbaar vir jou vissetjie wat ons nou en dan kry om te eet. Dis wat ons as mense in die wêreld sien. Maar wat sien Jesus raak? Jesus sien vissers vir die koninkryk. Mense wat gaan en die wêreld vir altyd gaan verander. Hy het hulle potensiaal raak gesien en geweet wat hulle kan doen nog voordat hulle dit self besef het. Die 5de belangrike eienskap vir my van 'n herder, ek dink ons battery is dalk so bietjie pap aan hierdie kant, is 'n herder stap saam mense. En ons herder, wat ons nog sê het, wat Jesus Christus is, het presies dit gedoen. In Lukas 24 lees ons, dit is waar Jesus net uit die dood uit opgestaan het. En 2 van hierdie disippels van hom stap. Hulle is hartseer. Hulle broer, hulle vriend, hierdie Jesus, is dood. Hierdie ouens weet nie wat om nog te verwag in die lewe nie. Hulle weet nie waarna toe te gaan nie. Hulle voel regtig niks meer werd nie. En skielik is daar hierdie 3de persoon wat saam met hulle stap. En daai persoon is Jesus. Maar Jesus kom nie dadelik en sê vir hulle, "Hey, nee, wag, wow, ontspan, chill out. Julle friek nou hier uit oor niks. Hier's ek is fine, alles is lekker, kom ons gaan aan nie." Nee. 'n Herder kom nie en stoot met mense vorentoe nie. Jesus kom en hy stap saam met hulle. En terwyl hy saam met hulle stap, luister hy na hulle. Hy hoor hulle vra wat hulle vra. Hy gee vir hulle antwoorde uit die skrif uit. En dan gaan hy en hy gaan breek brood saam met hulle. Hy gaan eet saam met hulle. En dan besef hulle wie dit is wat saam met hulle is. So 'n herder laat jou nie alleen loop nie. Hy forceer jou nie. 'n Herder is geduldig saam met jou op hierdie pad, totdat jy jouself weer ontdek, jou menswaardigheid ontdek, en jy weer daai hoop kry van ek is 'n mens in Christus. En as jy mooi geluister het, kom hierdie eienskappe so mooi uit, by presies dit wat Leanne gedoen het vir Michael. 'n Herder sien mense raak. Jesus het vir Saggeus raak gesien. Sy het vir Michael raak gesien. Nie sy situasie nie, maar die seun met 'n toekoms. 'n Herder skep 'n veilige plek. Jesus eet saam met die tollenaars en skep vir hulle 'n veilige omgewing. Sy het vir Michael 'n huis gegee waar hy veilig was. 'n Herder beskerm. Jesus het die vrou beskerm. Sy beskerm vir Michael en sy staan op vir hom. 'n Herder sien God se potensiaal raak in jou. Jesus het nie vissermanne gesien nie. Hy het mense gesien wat die koninkryk gaan bou. Sy het Michael raak gesien met sy talent en sy menswaardigheid en hom opgebou. En laastens 'n herder stap saam met jou. Jesus stap saam met sy disippels. En sy het saam met Michael hierdie pad gestap. In sy hoop om homself weer te ontdek. 'n Herder wys nooit na homself nie. 'n Herder wys vir mense na Jesus toe. Julle sien
dit is die ongelooflike gedeelte van herder wees, van mens wees. Jesus gee en stuur mense oor ons pad, sodat ons hulle kan help en hulle lewens kan verander. Maar die ongelooflike van dit alles is, hy gebruik ander mense om ons ook te verander. In hierdie fliek gaan Leanne eendag vir middagete saam haar vriendinne en haar suster. En dis 'n klomp statige vrouens. En hulle sit in hierdie gesprek en hulle haal vir haar uit en spot haar en is regtig nie nice met haar oor alles wat sy vir hierdie seun doen nie. En sy het kalm en composed gebly. En op 'n stadium toe sê haar een vriendin vir haar, Leanne, you are changing that boy's life. En sonder enige twyfel antwoord sy dadelik, no, he's changing mine. Hy is besig om myne te verander. En dis presies wat met ons gebeur as herders. Ons is besig om ander mense se lewens te verander, maar terwyl ons besig is om hulle lewens te verander, verander God jou lewe. Wanneer jy mense raak sien, dan verander God jou oë. Wanneer jy mense help om hulle self te ontdek, stap God die pad saam met jou en hy help jou om hom in jou lewe te ontdek. So volgende keer moenie net verby iemand stap nie. Steek 'n hand uit en help daai persoon. Jesus sê vir jou, I see your true colors shining through. Hy weet wie en wat jy is. Hy sien dit reeds voordat jy dit sien. Hy aanvaar jou vir wie en wat jy is. Ek wil vanaand afsluit deur vir jou die volgende vraag te vra. Gaan mense hierdie week sy klere in jou sien? Amen. Ons almagtige Vader, Here, baie, baie dankie dat ons net vanaand weer opnuut kon besef dat U werklik vir ons herder is. Dat U elke dag saam met ons stap, vir ons 'n veilige hawe skep, vir ons liefde gee, ons potensiaal raak sien. U kom elke dag en wys vir ons iets nuuts van onsself. Maar Vader, dan wil ek vanaand kom en sê, ons kom lê onsself voor U neer. Die vraag van die eie ek uit ons uit. Dat ons karakter en ons lewe kan leef en elke dag nader aan U beweeg, sodat ons herders vir U kan wees. Want wanneer ons mense raak sien, is wanneer hulle U deur ons sal raak sien. En help ons om dit vir ander mense te wees. Ons 'n baken van hoop vir die wêreld kan wees. Vir die wat gebroke is, die wat nie weet waar hulle inpas nie. Die wat nie menswaardigheid het nie. Hulle is oral om ons. Daar sit ook vanaand van hulle saam met ons hier. Nou wil ek vra, raak hulle aan dat hulle weet hulle is nie alleen nie. Hulle het 'n geloofsgemeenskap wat hier is vir hulle. Wat lief is vir hulle, wat 'n pad saam met hulle sal stap. Sodat hulle self weer kan ontdek. Julle mag hierdie week uitgaan en jou lewe in sy hande plaas.
En dat jy weet, jou krag kom van hom af. En mag hy jou seën met die genade van sy liefde. En dat jy 'n baken van hoop vir die wêreld daar buite sal wees. En tot seën vir ander sal wees. Om sy liefde en sy lig deur jou te sien. Amen.